Môre gemeente en welkom by ons erediens vanoggend. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skriflesing kom uit Johannes hoofstuk 2. Johannes 2, ons lees vers 1 tot 12. En ek weet, Gerard herinner ons heeltyd voortdurend daaraan, in die kerklike jaar is dit nou lydenstyd. En as dit die Here se wil is my beplanning om van volgende Sondag meer te fokus ook op lydenstyd. Maar dankie ook daarvoor Gerard en ook jou toerusting, né? Vir ons sê waar trek ons nou in die kerklike kalender. Johannes 2, ons lees vers 1 tot 12 en ek lees uit die 83 vertaling, ons fokusvers is vers 11. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus se disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Hy sê toe vir hulle, skep nou daarvan uit en gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het gedoen, die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe sê die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy die goeie wyn tot nou toe terughou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Hierdie fokusvers, vers 11, 53 vertaling, lui dit soos volg. Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Ja, hierdie gedeelte wat ons gelees het, en vroeg in die kerkgeskiedenis het dit veral gebruik as 'n sendingteks. En 'n sendingteks om veral die mense te bereik wat ek hoop ek spreek dit reg uit, Dionysus kultus aangehang het. Ek dink 'n baie meer bekende naam van die kultus is Latyn Bacchus. Julle het al gehoor van Bacchus, die wyngod . En hierdie teks is veral gebruik om die ouens wat hierdie Bacchus aanbid het, die wyngod, om hulle te bereik. En vir hulle te sê dat Jesus is die ware wynmaker. Hy's baie beter as Bacchus. Bacchus wat jou so rukkie laat beter voel, maar na die tyd dan val jy in 'n diep gat van die babbelas wat jy opgedoen het . Met Jesus gebeur dit nie. Hy gee vir jou ware vreugde wat hou. Nie een wat op en dan val jy in 'n dieper gat en dan moet jy nog meer drink om weer te probeer vreugde hê, dan val jy nog dieper gat. Jesus is die ware wynmaker. Maar eintlik, as ons hierdie gedeelte mooi lees om hom reg te verstaan, is dit nie eintlik 'n sendingteks nie. Dit is 'n teks vir gelowiges, vir die kerk, vir die disippels. Want baie mense het hierdie wonder geproe, hulle het hierdie wyn gedrink, baie het gesien, die kelners het dit gesien. Wat gebeur, die seremoniemeester, maar wie het geglo? Die disippels het geglo, wat hom reeds gevolg het. Staan in vers 11, hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen, en het sy heerlikheid geopenbaar, en sy disippels het in hom geglo. So jy moet reeds 'n volgeling wees voordat jy regtig kan verstaan wat Jesus doen. Dis eintlik 'n kerkteks
vir mense wat nagmaal gebruik, nê, wat al reeds glo. Nagmaal mos daar vir gelowiges, nê, om jou bestaande geloof te versterk. En dis eintlik waaroor dit hier gaan. As jy deur die geloof lewe, sal jy Jesus se heerlikheid sien in jou lewe, wat jou geloof sal versterk. Die disippels het reeds Jesus gevolg. En hulle het Jesus se heerlikheid herken met hierdie wonderteken en dit hulle geloof versterk. Nie die seremoniemeester lees ons nie daarvan, of die kelners of die ander mense wat net die bruilof bygewoon het nie. Die disippels se volgelingskap, se geloof is versterk toe hulle Jesus se heerlikheid sien. Nou so werk dit met ons ook, nê? As jy deur die geloof lewe, sal jy Jesus se heerlikheid in jou lewe begin raak sien. En dit sal jou geloof nog verder versterk. Ek kan maar net vertel ook so 'n paar weke terug in my wat met myself ook gebeur het. Ek kry 'n e-pos van die bank af, nee, maar sy Afrikaanse e-pos, maar dit is sulke vreemde terme. Ek dink as hulle in Engels geskryf het, sou ek meer verstaan dit dalk. Ek weet nie, maar hulle gaan my rekening vries oor vis en ek nie wat sê maar dog het al korte H, maar vis, nie fish and chips of so iets nie, maar snaakse terme wat hulle gebruik. Ek is bang toe want jy weet jy moet jou geld kan betaal aan die einde van die maand. Maar natuurlik as voordat ons so iets gaan doen, dan bid ek en Ilse Marie eers. Voor ons gaan en sy moes na 'n ander instansie gaan sien en ons bid. Stap by die bank in. En by wat jy ontvang wat sê waartoe jy moet gaan is toe 'n Afrikaanse dame, 'n wit Afrikaanse dame en ek vra toe vir haar, hoe sou ek sê vir haar hierdie e-pos en sy sê nee, ek moet daar met kliëntediens, ek moet vir hulle vra. En ek gaan sit in die ry van die kliëntediens. Nou kyk ek die 3 dames wat by kliëntediens werk, nê? Dit 2 is swart en die ander is 'n Indiër. Hoe gaan hulle hierdie Afrikaanse e-pos van die bank verstaan? Ek verstaan hom nie eers nie. Hoe gaan hulle my help? Nou sit ek dan wonder ek, bid maar en so. En net toe ek nou die volgende een is wat moet gehelp word, staan 'n Afrikaanse dame op, wit Afrikaanse dame op, wat 'n konsultant is, wat by 'n ander afdeling staan op, en sy kom daar na ons en sê, hoor, so kan ek jou help. Ek sê, ja, jy's 'n engel wat die Here gestuur het. En ek is daar na haar toe, sy werk weet met rekeninge, as jy wil studielenings is goed, dis waar, sy is 'n konsultant, nee. En ons het daar seker vir 2 of 3 ure om hierdie ding uit te sorteer, maar sy het e-poste gestuur en ek moet verklaringe aflê want ons is binne gemeenskap van goedere getroud, maar die water en ligte rekening is dit op my naam, is al daai tipe goeders, nê? Julle sal seker ietsie weet, nie. Dis 'n groot storie. En toe na die tyd kon ek net vir bid en sê Here, dankie. Here, dankie en seën vir haar. Seën vir Cindy Goetser. Ek meen, verstaan jy, as jy deur die geloof en jy het gebid, dan sien jy God se heerlikheid. En dit versterk jou geloof so. Dat God mense raak sien. Ek meen dit het net nie sin gemaak. Dat iemand van 'n ander afdeling opstaan en kom terwyl ek gehelp moet word. En sy's Afrikaans. En dis wat die disippels ook hier gesien het. Die heerlikheid van die Here. Hoe God 'n mens persoonlik ken. En weet wat jou omstandighede is. En weet wat jou nood is. Glo en sien in God se koninkryk. Ek het al 'n paar keer gesê. Maar nou, as ons nou kyk na hierdie water en wyn verandering, waarin is dit spesifiek? Waarin lê dit spesifiek die heerlikheid van Jesus Christus? Waarin het dit gelê? Dat hulle dit kon sien, disippels. Natuurlik, die wyn is so verander, water het in wyn verander, en was so 'n goeie wyn, dat die seremoniemeester gesê het, mense sit eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, dan die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn vir laaste gehou, nê? So iets groots het gebeur, nê? En wat is die sleutel om te verstaan God se heerlikheid? Water verander in wyn. Die sleutel is verandering. Jesus verander dinge. Hy verander die geskape werklikheid, verander hy. Hy verander dinge, water en wyn. Hy verander geskiedenis. Hy verander mense. Hy verander diere. Hy verander sy skepping. Hy het al die mag in die hemel en op die aarde. En hy het die mag om dinge te verander. Dis waar ons sy heerlikheid lê. Dis die sleutel.
hierdie gedeelte te verstaan. Christus se heerlikheid lê in sy vermoë om dinge te kan verander. En hy verander ons. Hy kan die geskapene verander. Hy het die mag. En geloof gaan oor verandering. Dis die kern van geloof. My geloof in God verander my. Verander dinge, verander omstandighede. Hy verander sondaar mense. Ons het al baie gesê nie. Sondige mense, nietige mense verander God nie. Verander God deur sy seun Jesus Christus en ons weet dit, ons lees in die Bybel nie. Jy sondaar, nietige mens nie, wat eintlik verwerplik is nie. Ek wat verwerplik is in Jesus, maak hy van ons geheiligdes. Maak hy ons sy kinders. Nee, met die skrifgedeeltes volmaaktes, Kolossense 2 vers 10, hemelse burgers, Efesiërs 2 vers 19, sout en lig vir die wêreld, Matteus 5 vers 13 en 14, tempels van die Heilige Gees, 1 Korintiërs 3 vers 16. Hy verander ons. 2 Korintiërs 5 vers 17 en 18, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. En hoekom verander hy ons? Hoe het hy dit gedoen? Hy het ons kom verander deurdat Jesus kom verander dinge en verander ons sondaar mense deurdat hy self bereid was om die grootste verandering te ondergaan. Hy wat God is, wat in die hemel volmaak is, die derde persoon in goddelike drie-eenheid. Wat het hy gedoen? Hy het 'n mens geword. Wat 'n groot verandering. Om in hierdie sondegevalle wêreld gebore te word as 'n baba, wat afhanklik is van versorging van aardse ouers. Dit is hoe hy verandering gebring het, deurdat hy self bereid was om te verander, die grootste offer te bring. Filippense 2 vers 5 tot 8. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie beskou as iets waarna hy hom moes vaslem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe as mens verskyn het homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Wat 'n groot verandering. Jy kry nie groter verandering as dit nie, wat Jesus moes ondergaan. En daardeur bring hy verandering in hierdie wêreldgeskiedenis. Maar dan moet ons ook weet, die verandering wat Jesus bring, dra die kenmerk van die kruis. Jesus reageer op sy aardse ma, Maria, sy versoek. Waarom sê jy dit vir my? Net sy gesê, hy moet hierso inspring en dinge kom verander. Sê, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Hy reageer negatief op sy ma se versoek dat hy moet help om wyn te maak. Hoekom reageer hy negatief? Om baie duidelik vir haar te sê, ek bring hierdie verandering nie omdat jy dit wil hê nie, maar omdat dit in die wil van sy Vader is. Sy hemelse Vader. Daarom reageer hy negatief op Maria se versoek. Dis nie omdat Maria dit wil hê nie, maar omdat dit die wil van sy hemelse Vader is. En daarom moet ons nooit gemaklik of selfsugtig wees oor die veranderings wat God moet bring in jou lewe nie. Ons kan so selfsugtig en gemaklik wees oor die veranderings wat God moet bring. Want Jesus se verlossing en verandering dra die stempel van die kruis. Hy het nie gekom om ons wense en ons wat ons graag wil hê te kom doen nie. Hy het gekom aarde toe om sy beloftes te kom uitvoer. En waar kry ons God se beloftes? Natuurlik in sy woord. So dit gaan nie oor wat ons graag wil hê nie en wat ek dink die beste is nie, is wat is God se wil?
wat is sy beloftes? En daarin bring Jesus verandering. Om sy beloftes te vervul. En daarom kan Jesus 'n verandering wat in jou lewe wil bring, kan vir jou groot probleem wees. Nee, dit kan regtig vir jou 'n probleem wees. Dat God dinge in jou lewe wil verander, maar jy hou nie daarvan nie. Want dit is nie lekker nie. Dis pynlik baie keer, die verandering wat God in jou lewe wil bring. Maar dit gaan nie oor soos ek wil nie, maar soos wat God wil. Ja, dis pynlike proses om die vlees, die ou mens, af te sterf. En ek kan baie keer sukkel om met gewoontes sondes te breek. En die Here wys vir jou gewoontes sondes en sê, hou op daarmee. En dit is vir jou nie maklik en dit is nie lekker nie, want ek vind dalk my vreugde in om middels te gebruik. En God sê, verander. Ek sal vir jou krag gee. Met my sal ek dit verander in jou, maar jy moet bereid wees. Of jy dink maar, weet jy wat, ek sal nie vergewe nie. Dit wat aan my gedoen is te erg. Hy sit met hierdie bitterheid en dan God sê ek wil verandering bring. Jy moet vergewe. Jy moet vrykom van hierdie bitterheid, hierdie woede wat so in jou lewe is. Dat jy so nikkerige, jy staan bekend as 'n nikkerige persoon. Nee? Baie keer daai gewoontes sondes wil ons nie los nie, want dit is nie lekker nie vir ons nie. Uit die vlees is dit nie lekker om van 'n ou mens ontslae te raak. Is nie lekker nie. Nee, maar dis die verandering wat die Here wil bring. Nee, noem maar op. Nee, as jy sukkel met wat ook al, skinder of wat ook al, nee, God wil dit kom verander. Jy kan nie net dieselfde bly nie. Of hy wil jou verander nou ook nie net daai negatief van sondes nie, hy wil verander positief. Nee, ons almal, alle kinders van die Here, nee, geld die groot gebod, en wat is dit? Jy moet God bo alles lief hê en jou naaste soos jouself, en die groot opdrag, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Dit geld vir alle kinders van die Here. Maak nie, dis nie net vir sekere mense nie. So almal van ons moet God bo alles lief hê en ons naaste soos onsself. Daarom moet ek vergewe, my naaste is aan God se beeld geskape. Daarom moet ek ook uitgaan, disippels maak. Maar ek weet daar's mense wat voel, ek wil 'n gelowige wees, maar ek wil nie 'n disipel wees nie. Dit kan nie. Ons almal kry hierdie opdrag, nie net sekere mense nie. Elkeen doen dit natuurlik op sy eie manier, maar almal moet gaan disippels maak. As jy ontmoeting met die Here gehad het, nee, gaan jou lewe verander. Jy kan nie meer dieselfde bly nie. Ek onthou, is dit 96, 97, 96. Ek het, na skool het ek eers diensplig gedoen, en toe het ek gaan 7 jaar swat as predikant. Toe is ek nie seker om dominee te word nie, want ek was nog so, man, ek kan nie my lewe, want ek het my verhouding met die Here was wetties gewees. En ek het nie gevoel om predikant en ek terug weermag toe, en na so 4 jaar in die weermag, het ek net op 'n punt gekom wat ek weer oorgegee het aan die Here, en die Here het alles kom verander. My lewe kom verander. Ek het gedink, jy kan nie, weet, dit was amper so in die kerk, nee, jy moet altyd half net stigtelik wees en stil en so, jy kan nie vreugde hê nie. Kan nie uitbundig wees nie. Jy moet self beheers en sê goed. So ek het gedink om die Here te volg is maar 'n sombere ding. Maar toe ek op daai punt kom en ek gee oor aan die Here, nee, kom verander die Here alles. En was ten goeie gewees. Alles het toe net so in plek begin val. Toe vir Ilse Marie ontmoet. Die Here het haar vir my gestuur. Kan dit hier so voor julle bely. Soos Pieter het ook baie bely, hè? Jou vrou is gestuur deur die Here. Nee, almal wat hier sit. Chris, moenie so kant agtertoe kyk nie. Nee. Toe kom verander dit. Verander. So moenie sê, Here, ja, hierdie in die woord is vir my, daai is nie vir my nie. Hierdie hele woord is vir jou. As jy ontmoeting met die Here gehad het, dan is dit ja, God se beloftes wil hy kom waar maak in jou lewe. Kan nie sê nee, dis nie vir my nie. Ek wil net 'n gelowige wees of wat ook al nie. Dit verander jou lewe. En dit is nie maklik om 'n getuie te wees nie. Dit vra regtig, jy moet uit die gemaaksone beweeg om vir iemand te vertel van die Here is nie maklik nie. Nee. Sjoe, maar kyk die verandering wat Jesus ondergaan het. Sal ek nie daai bietjie verandering kan doen nie? Dis mos niks. En verlyk wat Jesus die verandering wat hy ondergaan het.
Ons moet nie gemaksugtig wees nie. As jy die kern van die evangelie besef, gaan jy nie gemaklik dink en selfsugtig dink oor wat die Here in jou lewe moet kom verander. En wat wil ons gewoon? Hy my omstandighede kom verander, my beter huis gee, my dalk 'n ander huweliksmaat gee, wat ook al. Nou nie weet dit is van die duiwel af in elk geval. Verandering is nie altyd maklik nie. En ja, Jesus wil jou verander, dat jy vrug van die Gees in jou lewe kan lewer. Is jy oop vir sy verandering in jou lewe? Is jy bereid om te sê, Here, ons het nou gesing, different, nee, ek dink omtrent ek het gehoor, het redelik baie mense saam gesing. I want to be different. Bedoel ons wat as ons sulke goed sing? Bedoel ons dit regtig? Of sê ons, Here, ek wil different wees so ver dit my pas. So ver ek alright voel. I want to be changed, nee, daai woorde. Toe ek dit sing, toe besef ek, jy sê eintlik, dis nie meer ek nie, die Here is nou net hier. En dit is wat ware geloof beteken. Dis God het al die mag en die autoriteit in jou lewe. Wees oop vir veranderingswerk. En ook as jy ouer raak, moenie dink ek het nou gearriveer nie. Jy gaan eers in die hemel nie meer hoef te verander nie. As jy dink, nee, ek is nou alright, nee, ek hoef nie meer, nee, dan is jy mislei. Verandering gaan eers ophou as jy in die hemel is. En ons sien op teen hierdie pynlike proses. Maar, weet, byvoorbeeld om te vergewe. Maar weet jy, op die einde, as jy daai oopmaak en sê, Here, kom doen nou u wil. Op die einde is dit baie beter. Dis baie beter. Dis waaroor hierdie wyn, water wat in wyn verander, ons kom vertroos. Jy kan dalk nou dink, nee, jy sal nie meer jou lewe kan geniet of wat ook al, of jy kan nie daai mense laat gaan nie. Nee, ek kan nie jy kan wat ook al nou dink, nee, doen wat die Here sê, op die einde is dit die beste, nee. Jesus verander jou tot vreugde en blydskap. Want waar vind hierdie wonder plaas? Dit vind plaas by 'n bruilof, by 'n troue, 'n feesgeleentheid. Die Here, Jesus het mos gesê ook, ek het gekom om die lewe te bring en die lewe in oorvloed. God wil hê jy moet jou lewe geniet. En die ware vreugde is net binne sy wil. Om sy wil te doen, nie meer my vlees, my ou mens nie. Nee, 'n bruilof. Dit 'n bruilof kenmerk die koninkryk van God. Toe God alles gemaak het, Adam en Eva, wat is die eerste ding wat daar plaasgevind het, nee? Hy het gesê, die man sal sy pa en ma verlaat, sy ouer huis verlaat, sy vrou aankleef, vir sy bruilof. Net dis waar die troue ingestel is. Die bruilof, troue ingestel is in die Bybel. Daar waar God sê vir Adam en Eva, die man sal sy vaderhuis verlaat, sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Troue. So alles begin met 'n bruilof. Toe Jesus nou aarde toe kom, so verander, nee, sy eerste optrede, nee, hy gaan nou verlossing bring, verandering bring in hierdie wêreldgeskiedenis. Waar begin dit eerstens? By 'n bruilof in Kana. 'n Feesgeleentheid. En as hy terugkom, nee, wat word dit beskryf as hy terugkom fisies? Nee, ons gaan die ewige lewe saam met hom in, bruilofsmaal. Bruilofsmaal. Feesgeleentheid. Jesus het ook gesê, daar's 'n fees, daar's feesviering in die hemel as een sondaar hom of haar bekeer. Dis vreugde, ware vreugde. En dan sien ons dit ook in hierdie wynhouers, nê? Watse wynhouers gebruik Jesus? Klipkanne. Wetskanne. Dit was volgens die Joodse wetsvoorskrifte, nê, moet hulle daai water gebruik om homself te reinig. So hierdie wetskanne, hierdie klipkanne word nou feeskanne. Dra nou wyn. Nee, verander eintlik die wet. Hy sê eintlik, hoor hierso, ek het die wet kom volbring. Al daai seremoniële wette, nee, om skoon te maak en die reiniging, al daai dinge, nee, het ek kom vervul. En God sê, my bruidegom reinig jou nou van al jou ongeregtigheid en vuilheid of wat ook al.
Wetskane word feeskane, sien ons. Want daar was nou nie meer water wat die Jode hulle self kon reinig het nie, daar was nou net wyn gewees. So hulle kon nou nie eintlik daai kanne toe gebruik om reinigingsvoorskrifte na te kom nie. En hy sê, nee, dis nou feeskane. Ek soek 'n vader-kind verhouding, nee. Jesus is ons bruidegom, bruid verhouding met ons, nee. En dit praat van liefde, praat van vreugde, alles, nee. Ek moes laas jaar 2 troues in my eie huis gehad het, nee. Dit is vreugde en dit is reëlings en dit is wonderlik. Dit is wat God sê, soek hy vir ons. En hy kom met sy veranderingswerk, Jesus kom met sy veranderingswerk, nee, om jou te verander, nie om jou skeef te trek nie, maar om jou weer reg te trek. Om jou weer te maak wie God wil hê jy moet wees, soos wat God dit oorspronklik bedoel het. Net dat die vrug van die Gees kan lewer, nie bitterheid en woede en daai nie. Jesus se veranderingswerk is om jou reg te trek, nie skeef te trek nie. Jou weer te herskep tot wie God wil hê jy moet wees. Jou heel te maak. So hy wil jou kom bevry van jou meer, skinder, drank, bitterheid, liefdeloosheid, soos wat hy jou oorspronklik beplan het. Hy wil sy beeld in jou kom hernuwe. En dan moet ons nie dink, ja, God kan vir jou baie goeders by jou lewe sit, en ons kan almal getuig hoe God net bonatuurlik voorsien. Maar sy veranderingswerk is nie eintlik om iets by jou lewe te sit nie, weet, soos 'n nuwe kar, nuwe huis, nuwe wat ook al nie. Sy vernuwingswerk is eintlik die bestaande te verander. Dit wat jy het, dit wie jy is, te verander. En hoe doen hy dit? Deur jou weer in 'n verhouding te bring met God, met ons hemelse Vader. Dat ons weer gemeenskap kan hê met God. En dit herstel egte lewensvreugde. En bring ons ook tot die regte verhouding met die aardse goed. Dat dit is nie meer die belangrikste nie. Soek eers God se koninkryk en die ander goed gaan bykom. Dit is net, ons kan daarvan getuig. My eie lewe kan ek soveel daarvan getuig. Soek eers God se koninkryk en die res, weet die Here wat jy nodig het en hy gee dit vir jou verniet. Dis waar ware vreugde lê. Daai verhouding met God, waar hy eerste is. Waar jy regtig kan sing, I want to be different. Ja, die evangelie het baie kante. Maar as mens nou doen so, die Johannes evangelie, sommer hier in die begin, nou as jy verder, dan is daar nog baie ander wonderwerke wat ook plaasvind, en ander kante van die evangelie wat Jesus verduidelik, die koninkryk van God, wat hy verduidelik, maar die eerste ding wat ons moet onthou, die koninkryk van God is 'n bruilof, word geken aan 'n fees. Dit is wat 'n verhouding, 'n koninkryk van God geken word. Die eerste een is 'n feesgeleentheid. Disippelskap beteken vreugde. Want jy weet, ek het die hemelse Vader, wat almagtig is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, Here, dat U bereid was om U hemelse troon, hemelse woning te verlaat, Here Jesus. En seker die grootste verandering deur te gaan wat daar kan wees, om 'n mens te word. En as 'n mens gebore te word, en dan ook nog verder ook, Here, om deur mense waar U niks fout, U was volmaak, maar verder dan verwerp te word deur sondaar mense. Op die einde gekruisig te word en te sterf vir die mense wat U gekruisig het. Here, dit is so groot wonder. Daar's nie 'n groter wonder nie. En Here, daarom ook, erken ons ook vanoggend, U het al die mag en autoriteit in en deur ons lewens. Kom verander ons. En ons weet ook, Here, dat ons weer kan heel word, dat ons weer kan word wie U wil hê ons moet wees. Here, daai openbaar aan elkeen van ons ook, daai wat ons nog so vertroetel in die geheim, daai vleeslik, daai gewoonte sonde,
Here, dat ons ook, dat U ons sal oop wees en dat U vir ons die krag sal gee om dit ook af te sterf. In Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.